Cool, soos wat die video hier agter my speel, ons is in 'n nuwe reeks wat ons noem Aandagstrook, en ek weet nie wie van julle het die video op social media gesien hierdie week nie, maar ons gaan praat oor hierdie wake-up calls wat ons in ons lewe kry, maar wat ons kan relate met dit wat ons, wanneer ons langpad ry. As jy 'n langpad ry, dan baie keer dan drift ons af en dan so grrr, dan dis 'n aandagstrook, dis 'n wake-up call. En ons kyk vandag na dit, ons gaan vir 4 weke na dit kyk. En vandag is die groot ding, is die beste beskerming is vroeë identifisering. Nou, voordat ons inspring in hierdie woord, by Arkgemeente, hierdie jaar is ons woord momentum, en ons lees elke Sondag dieselfde skrifvers, want ons glo dat hierdie skrif is wat gekoppel is aan hierdie jaar, en julle gaan moeg raak vir my dat ons dit lees, maar iewerste gaan julle hierdie skrif uit julle kop uit ken, want ons gaan regtig 'n poging maak om te doen wat hierdie skrif sê, om terwyl ons almal saam is, die goed af te gooi wat ons terughou, en te loop in die volheid van dit wat Christus vir ons het. So, Hebreërs 12 vers 1 tot 2, daarom terwyl ons 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding te hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. So hierdie bly ons skrif vir die jaar. Ons gooi die sonde af, die dinge wat ons momentum steel, en ons hou ons oë gefestig op Jesus, terwyl ons met volharding hierdie wedloop hardloop, om nader aan Jesus te kom, om eendag by die ewigheid uit te kom. Nou, as ons inval hier in hierdie woord, wil ek gou vir jou so 'n bietjie konteks gee van waar ek tans is. So, ek het 3 kinders, dit is chaos, en ons kyk baie movies. Nou, ons het hierdie jaar besluit, ons gaan Vrydag aande is nie oop vir enige snaakse dinge nie, dit is familietyd. So, of ons maak ons eie pizzas, of ons bestel pizza, en ons kyk movies. So dis pizza en movie aand in die Tron huishouding op Vrydag aande. So, met gevolg het ons nou begin om so 'n paar Disney movies weer deur te werk, en so die old classics te gaan uithaal, en dit is te lekker. Nou, met dit in my gedagtes, het ek gevoel, ek wil net gou so 'n bietjie gaan terugkyk na Walt Disney. Hoe het dit begin? Wat is sy storie? En so aan. Nou, Walt Disney het 'n groot kans gevat aan die begin van sy loopbaan. En hy het dit reg gekry om die eerste vollengte animasie on air te kry. En die crazy ding van hierdie is, ons kan dit amper nie indink met al die rekenaars en die tegnologie en so wat daar tans is nie. Hulle het letterlik elke scene van daai movie met die hand geteken. Iemand anders het elke scene met die hand geverf, en toe het hulle dit alles bymekaar gesit en hierdie film gemaak. Hoe amazing is dit nie? Ons kan dit amper nie indink met ouens wat alles nou op die rekenaars teken en so aan nie. Maar hierdie was 'n groot risiko wat hy moes neem. Gaan hierdie 'n sukses wees? Dit het miljoene rande gekos net om dit te maak gebeur. Maar hy vat hierdie risiko en dit is 'n groot sukses. Nou, wat het hy gedoen met die sukses? Hy het nie net gaan rus op hierdie sukses wat hy behaal het nie. Hy het besluit om hierdie sukses van hom te herbelê in die volgende film en in die volgende film. En kyk wat trek Disney vandag, dit is huge, alright? Nou, hier is iets wat ek vandag by jou wil los. Wat ons by hom kan leer, is herbelê jou wonderwerk. As jy 'n wonderwerk in jou lewe beleef, herbelê daai wonderwerk. As jy nie jou wonderwerk gaan herbelê nie, gaan jy iewers die einde van dit beleef. Jy gaan iewers die einde van dit bereik.
Net soos wat ons geloofspiere verswak wanneer ons dit nie gebruik nie, wanneer ons nie, sorry julle, loop in die volheid van dit wat Christus vir ons het nie, dan verswak dit. Dan gaan dit agteruit. Dan mis ons die doel wat die Here vir ons het. En ek wil so ver gaan om te sê, as jy gaan begin ophou waag, gaan jy die persoon wees wat terugsit en kritiseer die wat nog steeds waag. Die ouens wat nog steeds iets doen. Terug na Walt toe. Die tragiese deel van Walt se storie. Hy vat toe van die finansies wat hy gemaak het met sy film. En obviously sien ons uit geherbelê. Maar hy gaan en hy koop vir sy ouers 'n huis. Hoe awesome is dit nie? Ek weet nie van julle nie, maar ek wens ek kan vir my ouers 'n huis koop en sê, "Jesus, dankie vir alles wat julle vir my gedoen het, hoe julle my groot gemaak het." Hier gaan hy en hy doen dit. Min wetend dat die huis wat hy vir sy ouers gekoop het 'n foutiewe oond in die huis. En daar het koolstofmonoksied begin lek. En hulle het dit nie agtergekom nie. En ek weet nie of weet jy nie, maar koolstofdioksied is 'n baie of monoksied is 'n baie stilmoordenaar. Jy weet nie van hom nie en dan bekruip by jou. Nou, wat hier gebeur het is, hulle is in hierdie huis, hulle het vermoed daar's 'n probleem, kry iemand uit, kom werk, nee, daar's nie 'n issue nie, wat ook al. Die bediende kom die volgende dag in die huis in en sy hoor dis stoep stil. Sy gaan na die kamer toe en maar sy voel, yes, hier's 'n reuk en iets is nie lekker nie en daar lê Walt se pa en ma op die bed. Hulle is gegas. Sy hardloop buite toe, sy gaan kry vars lug en sy besluit sy gaan een keer terughol en sy gaan hulle uitsleep uit die huis uit. Sy hardloop in, sleep hulle uit, kry ouens om te kom. Ongelukkig is Walt se ma oorlede. Walt se pa hospitaal toe, want die ding het hulle gevang. En tot vandag toe is dit nog steeds 'n issue in Amerika. Nog steeds min of meer 400 mense jaarliks sterf in Amerika van hierdie ding. Duisendes word gehospitaliseer as gevolg hiervan. Maar daar's 'n goedkoop manier om dit te fix. Hulle het 'n $20 detector gemaak in Amerika wat jy in jou huis kan opsit. En as hy hierdie fumes optel, dan sê hy piep 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 piep. Dan weet jy, yes, hier's moeilikheid, ons moet dit aandag gee. En hier is die ding. Die beste soort beskerming is vroeë identifisering. Voorkoming is beter as om genesing te moet soek. Nou ek is baie dankbaar vir die ouens in ons land, vir ons paramedici, ons verpleegsters, ons dokters, ons first aid, al die ouens, ek is super dankbaar vir hulle. Maar die beste beskerming bly om te weet voordat dit te laat is. Om goed te identifiseer. Nou, ons gaan nou kyk na Efesiërs, so jy kan solank jou Bybel oopmaak by Efesiërs 5. Ons gaan wegspring, maar ek het julle nou al geleer in die laaste jaar, ons het laas jaar 'n reeks gedoen oor hoe om jou Bybel te bestudeer, en ek het al 'n paar keer hierdie jaar daaraan geraak, is ons het konteks nodig wanneer ons die Bybel lees. Okay, so ek gaan gou net vir jou 'n bietjie konteks gee oor Efesiërs, soos wat ons in hierdie boek inspring, wat ons gaan vir die volgende 4 weke hierso stil staan. Nou, Efesiërs, Paulus is die skrywer van Efesiërs, en hy is besig om te preek, die kerk boom, die kerk explode, hy deel die evangelie, hy help mense prakties om op die pad te bly, is amazing. En ons sien hy spandeer meeste van sy tyd in Efese. Hy bou die kerkstrukture wat jy nog nooit gesien het nie.
Amazing. Hy doen sulke goeie werk, om mense op te rig, die kerk te laat groei, daagliks mense te laat bykom. Mense like nie wat hy doen nie. Hy beland in die tronk. Maar dit stop hom nie. Net daar waar hy in die tronk is, vra hy, gee my net iets waarop ek kan skryf. Kan 'n klip wees. Ek wil skryf. Want God se woord moet uitgaan. Die evangelie moet verkondig word. En hy skryf 'n magdom boeke van die Nuwe Testament skryf hy terwyl hy in die tronk is. En iets slaan my hierdie week. Kan jy imagine, ons kom eendag in die hemel aan. En dan word vir ons gevra, wat het jy gedoen toe jy op aarde was? En ons so, ek was besig gewees. Ja, ek kon nie by dit uitkom nie, of ek was te skaam gewees om vir mense van Jesus te vertel. Kan jy dink die kyk wat jy by Paulus sal kry? As hy daar staan en sê, is dit regtig jou verskoning? Julle het vliegtuie, voertuie, julle het YouTube, allerhande platforms tot julle beskikking, en julle het geen vervolging nie. Hy is in die tronk, maar hy laat nie dat dit omkeer om die evangelie te verkondig nie. Nou, as ons kyk na Efesiërs het 2 dele. Die eerste deel is die seën, is die blessing deel. En hierdie sê basically hoe amazingly, awesomely, hardcore dit is om 'n volgeling van Jesus te wees. Die tweede deel gaan oor die gedrag. Nou, die eerste deel is hoofstuk 1 tot 3. Dit gaan oor wie is Christus. Sê dat ons saam met hom is. Dat al genade vir ons is. En dan in hoofstuk 4 tot 6, dan kom help hy ons, hoe moet ons lewe lyk, hoe moet ons leef, hoe moet ons tyd gebruik, hoe word ons vervul met sy gees, hoe wees ons onderdanig aan mekaar, en ek dink, iets wat vir my uitstaan hier is, wat baie belangrik is. As ons na hierdie 2 dele kyk, dan sien ons eers die seën, ons sien eers die blessing, en dan sien ons die gedrag. Ons wil baie keer begin, om ons gedrag te verander, om soos Christus te lyk. Ons doen dit verkeerd om. Ons het eers nodig om te aanvaar die seën wat hy vir ons kom gee, die genade wat hy vir ons kom gee, deur die feit dat hy aan die kruis gesterf het. Ons gedrag is die direkte uitvloei van die seën wat ons ontvang het. As ons aanvaar dit wat hy vir ons kom doen het, dan kan ons nie anders as om ons lewe te verander en ons gedrag te verander en te begin loop in dit wat hy vir ons het nie. Daarom kyk ons na hierdie reeks, aandagstrook. En as jy jou Bybel reg het, Efesiërs 5 vers 14. Ons gaan wegspring, saam lees. As jy nie jou Bybel het nie, is jy welkom op die skerm saam te kyk. Daarom sê hy, word wakker, jy slaap, staan op uit die dood en Christus sal jou lig gee. Let dan noukeurig daarop hoe jy leef, nie soos onverstandig is nie, eerste dag my nuwe tong, maar soos wys is, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want die dae is boos. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar probeer verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, dit lei tot losbandigheid, maar word vervul met die Gees. Praat onder mekaar met psalms, met lofsange en 'n geestelike liedere, sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Aandagstrook.
Hier's 'n wake-up call. Net gou om weer te clarify, wat is 'n aandagstrook? As ons lang pad ry, is of hobbeltjies, of klein ribbeltjies in die pad. En wanneer ons fokus verloor, wanneer ons aandag verloor, en ons begin drift, en ons bande oor dit gaan, sê dit grrrt, dan weet ons moet die kar terugbring op die pad. Ons het nodig om wakker te word, weer ons fokus te herbelyn. Hier is die ding van 'n aandagstrook. Dit verander jou nie. Dit waarsku jou. Dit sê vir jou, jy beweeg in die verkeerde rigting. Nou, hier's 3 waarhede oor die lewe. Eerste ding is, dryf gebeur, drifting happens. As jy langpad gery het, sal jy weet, gebeur met almal van ons. Ek dink ons moet hierdie reeks se theme song maak. Life is a highway. Nee, ek joke. Maar ons probeer nie om te drift nie. Ons probeer nie om van die pad af te gaan nie. Partykeer moet jy, maar ek bedoel, uit onsself uit, ons probeer nie drift van die pad af nie. Ons hou net op om aandag te gee. Dryf gebeur wanneer ons moeg is, wanneer ons aandag afgetrek is, en wanneer ons ontkoppel is, wanneer ons nie in lyn is nie, wanneer ons nie gefokus is nie, dan gebeur hierdie. En daarom sê Paulus, Efesiërs 5 vers 14, word wakker, jy slaap. You need to wake up. Jy dryf nie net somme in gesondheid in nie, in 'n sterk huwelik in nie, in finansiële stabiliteit in nie, in hierdie groot geestelike passie in nie. Ons dryf in skuld in afstand in verslawings in vernietiging in. Nie een van ons dryf per ongeluk in die regte rigting. Verg aandag, het verg fokus. Om onsself te bestuur in die regte een. Die tweede een is bestuur, verg werk. Enige een kan bestuur, kan leer om te bestuur. Maar bestuur verg jou volle aandag. Vooruitgang gaan jou iets kos. Want as jy bestuur, het jy nodig om fyn aanpassings te maak. Klein adjustments. Veral as jy langpad ry, sal jy dit verstaan. Dis heeltyd klein adjustments. Dis nie groot bewegings nie. Dis klein bewegingkies. Klein adjustments. Is dit nodig om die rigting te bereken? Waarheen is ons op pad? En as ons sien, ons het klein foutjies gemaak, het ons nodig om hierdie goed reg te stel, in lyn te bring. Julle ken die storie, as jy met 'n kompas loop, en jy begin nou 1 graad af, is dalk nie so bad nie. Oor 20 of 30 kilos, 100 kilos verder, dan is dit nie meer net 1 grade af nie. Dan is jy ver van die pad af. So 1 graad vandag kan môre 'n ramp in jou lewe beteken. Is dit nodig om daai fine adjustments te maak. Die derde ding, jy kan nie regstel wat jy nie identifiseer nie. As jy nie die aandagstrook hoor nie, sal jy nie koers verander nie. Jy het nodig om die aandagstrook te hoor, die wake-up call te hoor, sodat jy die verandering kan maak. Hier is die ding van die aandagstrook. Die aandagstrook gaan jou nie stuur nie. Hy gaan nie vir jou breek nie. Hy dwing jou nie.
Dit sê net, stop, jy is op pad na gevaar toe. Dis al wat hy doen. Hy waarsku jou. Hy gaan niks van dit self vir jou doen nie. Net so is die woord van Christus, wat vir ons kom wake-up calls gee. Dit gaan dit nie vir jou doen nie. Dit gaan dit nie vir jou uitsort nie. Ons het nodig om gehoorsaam te wees, te luister, die adjustments te begin maak, sodat ons gefokus kan wees en op pad kan wees. Hier is my vraag vir jou vanoggend. Waarheen is jou lewe op pad? Dalk het jy nodig om vanoggend vir jouself daai vraag te vra. Waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad met jou finansies? Jou huwelik? Dalk die gewoontes in jou lewe? Waarheen is jy op pad met jou vriendskappe? En baie belangrik, waarheen is jy op pad met jou geestelike lewe? Is die Heilige Gees alreeds besig om 'n aandagstrook dalk vanoggend in jou hart te aktiveer? Dalk sit jy hier vanoggend en jy hoor die grrrt, grrrt, grrrt. Heilige Gees is besig om te praat. Sê ek moet die ding uit my lewe uitkry. Ek moet van die ding ontslaa raak. Ek moet my fokus afkry van wat ook al af. Die Here het vir my iets anders in stoor. Matteus kom en hy kom praat van 2 paaie. Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En baie gaan daardeur in. Maar nou is die poort en smal die pad wat na die lewe lei. En min is daar wat dit vind. Ek en jy beland nie per ongeluk in die hemel nie. Ons kies die smal pad. Ons kies om nie op die breë pad te loop wat nie barriers het en boundaries het. En daai pad lyk baie lekker en is groot en oop en ons kan doen wat ons wil. En ek dink baie keer wil ons op die breë pad loop want dit lyk vry. Ons sien vryheid. Maar dis juis op die smal pad waar daar beperkings is. Waar ons dalk voel, maar ons beleef nie noodwendig soveel vryheid nie. Ek kan nie noodwendig alles doen wat ek op die breë pad gedoen het nie. Maar dis juis in daai wat ek en jy vryheid vind. Want dis die pad wat na Jesus toe gaan. Is hy nie die een wat vir ons vryheid bring nie? Al gebring het, deur dit wat hy aan die kruis kom doen het vir ons? Het is vir my hartseer dat selfs die skrif sê dat daar min is wat hierdie pad vind. Kan ons nie die narrative change nie? Ons fokus daarop rig, meer van ons hierdie pad vind, om by Jesus uit te kom, te loop in dit wat hy het. Jy is welkom om jou oë toe te maak. Ek het 2 uitnodigings vanoggend. Een is vir gelowiges. Ek wil vir jou kom sê dat jy nodig het om te identifiseer waar hoor jy die aandagstrook tans in jou lewe. Waar het jy dalk die radio harder gedraai om die aandagstrook te ignoreer? Waar het jy nodig om 'n aanpassing te maak? Die tweede ding is vir jou wat dalk voel jy's ver van God af. Ver van die Here af. Ek wil begin deur te sê dat godsdiens, kerk toe kom, dit gaan jou nie red nie. Jou gedrag gaan jou nie red nie.
Maar Jesus het gekom om jou te red. Jy het 'n oomblik van oorgawe in jou lewe nodig waar jy sê, ek kies om af te klim van die breë pad af. Ek klim, ek maak 'n 180, ek loop in 'n ander rigting. Ek gaan nou op die smal pad loop, die pad wat na Jesus Christus toe lei. So waar ook al jy vandag op daai twee spektrums val, ek wil graag vir jou bid. Jy is welkom om jou hande uit te steek, sommer net in 'n postuur van ontvanklikheid, te sê, Here, kom werk nou in my. Here, ek weet ons is sondige natuur. Ons weet ons kan nie onsself red nie. Maar ons kom verklaar weer vanoggend dat Jesus het gekom om ons te red. Om te sterf vir ons sondes, deur sy bloed ons skoon te was, ons te reinig, weg te vat, dit wat die vyand oor ons sê. Ons glo dat U opgestaan het, dat U leef, dat U die koning van die konings is en U op die troon is. Ons wil U die eer bring. Maar in dit kom sê ons, Here, kom hou aan om ons te verander, om ons meer te maak soos wat U is. Kom maak my nuut. Ek gee my lewe vir U. Ek wy my lewe aan U. Hou aan om te werk. Here, ek bid in hierdie week wat voor lê, mag die aandagstroke so duidelik wees, dat ons dit nie kan ignoreer nie. Dat ons die adjustments in ons lewe kan maak wat ons moet maak, sodat ons fokus op Jesus kan hou. Ons oë gerig op Jesus. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek wil jou challenge om saam met my vir die volgende 4 weke, vir die res van die maand, om Efesiërs te lees. As jy elke dag 5 versies lees, behoort jy dalk deur om te kom, dink ek. 5, 6 versies, behoort jy deur om te kom. Of jy kan 'n hoofstuk 'n dag doen, en 'n pliggie wees, en hom 3 keer deurlees. Dit sal net vir jou goed wees. Ek beloof. Maar vat hierdie 4 weke, want ek dink daar's iets kosbaar wat Paulus vir ons wil leer. 1 is om te aanvaar dit wat Christus vir ons gedoen het. 2 is wat is die resultaat daarvan? Hoe lyk ons lewens as ons werklik loop in dit wat Christus vir ons kon doen het? Wil jy nie hierdie volgende 4 weke saam my journey, regtig in die week al deur die Efesiërs gaan en saam journey? Awesome.